Ons kyk laastens in ons reeks van die Hoogland reeks oor berge, kyk ons na die berg Sion. Nou die berg Sion is 'n baie interessante berg in die Bybel, want daar is soveel kante van verstaan rondom hierdie berg. In die eerste plek kan jy dit as 'n fisiese plek sien. Nog steeds bestaan die berg Sion vandag. En natuurlik is dit die plek waar Dawid sy eerste paleis bou. Die berg Moria is waar die tempel staan. Berg Sion is waar Dawid sy paleis bou. En in Psalm 48 hoor ons iets daarvan. As hy sê, skoon deur sy verhewendheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant die stad van die groot koning. Nou hier is 'n belangrike beginsel om te verstaan. Die ultimate koning in die nageslag van Dawid is Jesus. So kyk dan in Openbaring 14 en ek het gesien en kyk die lam, dis Jesus, staan op die berg Sion en saam met hom 144,000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. So aan die een kant is die berg Sion 'n fisiese plek, die woonplek van die koning. Maar Openbaring word die berg Sion beskryf as die woonplek van God, waar die 144,000 wat natuurlik 'n simbool is van alle volke wat glo in die Here, alle mense wat glo in hom, wat saam met hom op die berg Sion staan. Jy kry dieselfde met Jerusalem, wat natuurlik baie nou verband hou me hiermee. Aan die een kant is Jerusalem die stad van Dawid, fisiese plek, maar jy kry ook die nuwe Jerusalem in Openbaring wat die mense van God voorstel. Uit die hemel daal die nuwe Jerusalem wat tegnies die mense is wat in God glo. So hier op die berg Sion vind ons dan die nuwe Sion of dan 'n Sion in 'n simboliese sin, wat die woonplek van God, die woonplek van die ultimate koning, en terselfdertyd vind ons saam met hom op die berg die mense, die nuwe Jerusalem, wat die ultimate mense is, die mense wat ultimately in hom geglo het en in hom vasgehou het, ons wat sy kerk is. So die kerk van Jesus Christus. Nog 'n stap verder, miskien 'n laaste voetnota voor ons afsluit, en dit is, as ons kyk van Eden af tot by Sion, dan kyk ons hoe Eden die woonplek van God saam met sy mense was, die tuin van Eden, hoe die mense daaruit weggestuur is, en nou ultimately is Sion die ultimate plek, die woonplek van God. En dit is die storie van die evangelie. Dit wat ons verhouding met God verlore laat raak het, dit wat verlossing nodig gehad het op die berg Moria, en dit wat ultimately as deel van die kerk van Christus, gelowiges wat op die berg Sion weer in die teenwoordigheid van God is, die ultimate woonplek van God. So kan ons reg deur die Bybel sien wat 'n belangrike rol speel berge. Deel hierdie graag met julle vriende, nooi hulle na ons erediens toe en wees ook deel van hierdie opwinding en hierdie ontdekking uit die woord van die Here. Ek sien julle Sondag.